Mense kan nie net na jou kantoor toe kom en sê daar is 'n waterprobleem in die pyploop al vir 10 dae nie. En jy gaan heeltyd aangaan. Jy moet uitgaan, jy moet gaan kyk. Die mense wat deur dit. Hartelijk goeiedag, baie welkom. Ek sit hier vandag met die beroemde 'n man van formaat, Charles Stix Esu. Charles is a legend op die Kaapse vlakte, man. Dankie. Sê vir my, Charles, hoe het jy betrokke geraak by politiek? Goeiemôre Joseph, goeiemôre aan die luisteraars en ook almal wat ingeskakel is. Ja, politiek het eintlik vroeg begin. Dink op skool het politiek begin. By my staan 'n 2 juffrou en sy was die destyds juffrou Edna Piek. En sy was die suster van sy is eintlik nog die suster van Dr. Ellen Boesak. En sy het my wys gemaak aan die politiek en as ook hoe om jou gemeenskap te dien en daarvan af hier aangegaan tot op vandag toe. Ja, as die ander dag genoem die burgemeester van Blikkiesdorp, verlang jy nog die mense van Blikkiesdorp? O ja, nee, ek verlang hulle baie. Dit het waar ek 2011 begin het as 'n wijkraad, nie as 'n wijkraad, maar as 'n PR counselor in Blikkiesdorp. Blikkiesdorp was eintlik my universiteit, my technikon, waar ek alles geleer. Elke dag was het 'n nuwe uitdaging geweest en met verskillende mense elke dag het jy tegemoet gekom. En dit het my excited gemaak om meer te wil doen met die daaglikse gebeure en ervarings wat ek opgedoen het in Blikkiesdorp. Kuns en kultuur en die bands en al die goede. Charles, jy is 'n man van die gemeenskap met jou voete plat op die grond. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, kuns en kultuur, ek wil in sport. Dus Mandela gesê het dat sport bring 'n nasie bymekaar en so. So ek hou van rugby, ek is ooit ondersteuner van die Tygerberg rugby club. Ja, en daar is natuurlijk 'n ander kultuur waar gemeenskap, vriendekringe, familie op 'n Saterdag kom ons bymekaar, ons geniet mekaar en is net die lekker genre wat op die veld plaasvind. Kuns en kultuur, ja, ek was blootgestel van skool daar af al waar ons in die koore gesing het, moes gesing het, in die kerkkoor, in die sonnaskoolkoor, in die kinderbond, en waar ons dan ook blootgestel was om aan buiteaktiwiteite, buitemuusaktiwiteite deel te neem. So ek is lief vir die kuns, ek is lief vir musiek, so dit is my passie wat ek het en so. Jy is elke dag tussen die mense, jou voete is plat op die grond, jy is lief vir die mense en die mense is baie lief vir jou. Hoe bou jy daai verhouding? Jy sien, jy kan nie sê jy 'n people's person en dan sit jy uit 'n kantoor heel dag, you know? So ek hou van om soos die Engelse woord sê, interact met mense, so jy kan nie mense kan nie net na jou kantoor toe kom en sê daar is 'n waterprobleem in die pyploop al vir 10 dae nie. En jy gaan heeltyd aangaan. Jy moet uitgaan, jy moet gaan kyk. Die mense wat deur dit. So ek hou daarvan om op die grond te wees sodat ek my gewis. So wanneer mense na my kantoor toe kom en hulle kom met verskillende stories en dan kan ek sê nee, ek was daar of ek weet ek kom daar vandaan af. So praat jy waar toe met en dat ons die probleem kan oplos en so. So dit is belangrik om met mense te kommunikeer en met mense te praat sodat mense kan sien dat jy stel belang regtig in hulle so. Jou hoogtepunte as 'n raadslid? My hoogtepunte is raadslid. Jo, daar is so baie, you know. So heidelik is ons nog besig met die opgradering van die Biesoplewe sportveld waar ek oorse doen elke week op 'n dag of so. Waar ek besig is met 'n synthetic pitch, 'n 5-a-side synthetic pitch. Ons het verlede jaar het ons geloods die 2 nuwe netbalbane, 2 tennisbane, basketbal en so. Die sokkerveld word oorgedoen, die cricketveld, die rugbyveld en dan die atletiekbaan word ook oorgedoen en so. So dit is 'n hoogtepunt. Paaie wat gedoen was in die ander gedeelte van die wijk wat ek was, soos byvoorbeeld in Ruitewag, Epping Forest was paaie gedoen, de Reins en so meer, kan ek noem evens hier in Troosfontein, waarvan die paaie oor gedoen word, na 'n motion wat ek ingetafel het,
En dit het baie jare gevat, maar ek het aanhou veg om te sien dat dit moet gebeur. As maar nou net in Bishopsfontein wat ons 'n bietjie sukkel om die paaie te doen te keer as gevolg van die storsing. Laaste woorde daar van Charles Eso, sy gemeenskap vir 'n jong Charles daar buite. My bemoediging, my woorde aan 'n jong persoon daar buite is dat ek kom ook van Elsies rivier af. So aan die ander kant van die pad noem ons dit die Range. Die Range is waar die woonstelle is. Met die fletse. En destyds het ons waar ek vandag sit, het groot manne soos Gerard Frans Petersen, hy man het hier gesit en hier buite die kan, as ek nou uitgaan by my kantoor is daar 'n gebouetjie waar ons dan ons weeklik of maandeliks hier moet betaal. Ons het altyd saam met ons ouma gekom om ons rente te betaal. Soms het ouma ons nog nie die rente betaal nie. Jy so 'n pinbrief of 'n wyper om te sê jy gaan uitgesit word en so. Maar ek het gesê eendag sal ek hier wil kom sit en kyk hoe ek mense kan help en so. So soms jy stel jy kan nie almal tevrede stel nie. Dit kan nie. Maar ek probeer so wat ek vir 'n jong Charles of 'n Stalin of 'n ander of wat ewer daar buite is om te sê is dat soms jy sien 'n mens soos ek altyd sê een prediker soos ons prediker Apostel Ricky Bouderbes gepreek te sê you see my glory but you don't know my story. En ek wil vir 'n kind sê daar buite is dat dit maak nie saak waarvan jy kom nie. Dit maak saak waarheen jy op pad is. En ek wil graag hê dat ek hou daarvan as 'n kind terugkom en sê right, hier is my diploma, hier is my certificate. Baie dankie is deur jou wat ek nou dit kan vermag het en so. Baie dankie Charles Eso. Sterkte man, gaan van krag tot krag. Bou die vuur, bou die ywer. Jy is 'n man van die gemeenskap vir die gemeenskap. Ek waardeer jou grootliks. Baie dankie. Levitikus sê 4 moet altyd op die altaar aan die brand wees. Ja. Gaan van krag tot krag, sterk tot sterkte. Baie dankie vir die werk wat jy doen. Selfs by jou familie, Joseph. Baie dankie. Baie dankie.